Wel, liewe kruiskyk-kyker, is weer tyd vir goeie nuus. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat u woord lewend is, kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. Dat u woord indring en skeiding maak tussen murg en gewrig, tussen ons gees, siel en liggaam. Ons dankie vir u woord. Vader, dankie vir die versoening wat u bewerk het deur Jesus Christus, u seun. Dankie dat sy bloed ons skoon gewas het, dat ons blaamloos en vlekkeloos voor u kan wees. Dankie Vader. Heilige Gees, dankie dat u nou hierdie woord vir ons open. U wat gekom het, die Gees van die waarheid, om ons in die volle waarheid te lei. Dankie Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. Nou, daar waar u nou luister en kyk, seker al Januarie, en dis vir my voorreg om hierdie begin van die jaar ook met u te kan praat oor die wonderlike evangelie, die goeie nuus. Nou, ek glo dat u die vorige Bybelstudies of leringe gekyk het en gereageer het daarop. Daarom glo ek dat Jesus u Here is, dat u gedoop is in water en dat u gedoop is met die Heilige Gees. En net soos die disippels, u weg nou reis in verhouding met die Vader in die naam van Jesus. En dat u nou hierdie waarhede ontdek van wat Jesus gedoen het. Die vorige een het ek gepraat oor profesie, 1 Korintiërs 14, hy wat profeteer, spreek woorde van stigting, troos en bemoediging. En dis wat ek wil doen. Nou Paulus, in sy briewe, het hy woorde van troos, stigting en bemoediging gespreek. As jy vir Paulus sou vra, wat het hy gedoen met mense, hoe het hy hulle na die Here toe gelei, wat het hy gepreek, dan sou hy verseker gesê het, Jesus Christus en hom as Here en hom as gekruisigde. Hy was gehoorsaam aan die opdrag. As ek nou kyk na Lukas 24, in Lukas 24 sê Jesus die volgende, en hy sê vir hulle, vers 46, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. So hier sien ons 'n paar dinge. Die een is, Christus, wat gelei het, gesterwe het, hy het gesterwe, die derde dag uit die dode opgestaan, en verkondiging van bekering, vergewing van sondes, en julle moet wag dat die Heilige Gees op julle kom, die belofte van die Vader. So ons sien dus, bekering is verkondig, bekeer na die feite toe, wat God gedoen het, deur Jesus Christus. Bekering, 'n omdraai van gedagtes, waar, soos Paulus, sy naam was eers Saulus, hy vervolg die Christene, toe kom hy tot bekering, sy gedagtes word nie meer teen Jesus Christus nie, maar nou vir Jesus Christus. En hy verkondig bekering. Ons sien in Handelinge 19, hoe hy hierdie opdrag dan uitvoer. Hy sê, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? Dan sê hulle weet nie van die Heilige Gees nie. Dan verduidelik hy hulle oor die Heilige Gees. Hy verduidelik hulle oor Jesus. Eintlik eers oor Jesus. Dan word hulle gedoop in water, en dan sê hy vir hulle, hy sê nie vir hulle nie, maar hy lê hande op hulle, en die Heilige Gees kom op hulle, en hulle spreek in tale en profeteer. Jy sien, hy is gehoorsaam aan hierdie opdrag. Nou wie maak hom gehoorsaam? Geloofsgehoorsaamheid, die Heilige Gees. En die Heilige Gees werk in u, en u is in 'n stadium van u groei, met die verhouding met God die Vader. En nou wil ek vir u wys, hoe kom Paulus, en hy preek bemoediging, hy preek orde, hy
Hy bring God se orde in die godsdienstbeoefening van die gemeente. Hy bring God se orde en ons kan leer, ons kan sien, hoe het hy dit gedoen? Nou kom ek wys vir u, hoe spreek hy woorde van troos, stigting en bemoediging hier in die boek van Efesiërs. Wil ek graag begin en vir u dit duidelik wys. Efesiërs 1. Hy begin, hy sê Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. Aan die heiliges, die gelowiges in Christus Jesus. Paulus sê in 1 Korintiërs, sê hy duidelik, dat ons is die tempel van die Heilige Gees. Heilig, hy is ons heiligmaking, Jesus. Hy groet hierdie mense so. Hy sê in vers 2, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede. In Johannes 1 sien ons genade en waarheid het deur Jesus gekom. Genade kry jy deur Jesus Christus se werk te aanvaar. Dis die genadewerk. Uit genade is ons gered, sonder verdienste, nie uit onsself nie. Ons het in geloof, het ons geantwoord op die roepstem van God. As Jesus sê, kom na my toe, ek en u het gekom. En nou is ons weer gebore, deur die Gees van God, uit God gebore. Nou hierdie waarhede bring Paulus nou dieper en dieper aan die heiliges. Hoor wat sê hy vir hulle? Genade vir julle en vrede van God. So, vrede van God. Dis hoe God oor u voel. Daar's vrede, want hy het sy seun gestuur en sy seun het ons versoen met hom. Ons het vrede by God. Nie soos die wêreld gee nie. Gee hy aan ons. Hy gee aan ons vrede. Daar sê 'n skrif in Filippense wat sê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Laat julle begeertes by hom bekend word, en die vrede van God sal in jou hart heers. In Romeine sê hy, ons het vrede by God, deur Jesus Christus. Jesus het die skeidsmuur weggevat, tussen u en God die Vader. U kan sê, Vader. Vader. Is dit nie wonderlik nie? Jy kan bid tot die Vader, en hy is u Vader. U is in hom ingebore, deur hom, deur die Heilige Gees wedergebore, en u is nou in die koninkryk van God. Laas keer het ek met u gedeel in Kolossense 1, ons is uitgehaal uit die mag van die duisternis, geplaas in die koninkryk van die seun van sy liefde. Wonderlik. Nou, Efesiërs, nou is hy besig om hulle woorde van troos, stigting en bemoediging te gee. Hy sê vir hulle, vers 3, geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Nou later in Efesiërs sê hy, ons is gesete, ons sit in die hemelse plekke. Nou begin ek en u te ontdek, wat is hierdie seëninge? Nou terwyl ons dit ontdek, gebeur daar iets met ons, en ek wil vir u wys in Petrus, in 2 Petrus 1, hy wys vir ons nou hierdie seëninge, goed? Nou in 2 Petrus 1 sê hy, vers 2, mag genade en vrede vir julle vermeerder word, deur die kennis van God en Jesus ons Here. My liewe kyker, as ek en u nie in hierdie seëninge wandel nie, is dit omdat ons nie kennis het nie. En as ons kennis het, dan begin ons dit te aanvaar.
Nou kyk nou wat gebeur. Hy sê hierdie beloftes wat ons leer ken, maak dat genade en vrede vir ons vermeerder word. Vers 3 en 4. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk. Kan jy sien, dis dieselfde as Efesiërs 1. Ons het alle geestelike seëninge ontvang. Dit is aan ons gegee as 'n geskenk. Hy sê, vers 3, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. So, dit wat ons nodig het, is aan ons geskenk. Ons aanvaarding daarvan, deur kennis op te doen en dan te sê, ja, ons aanvaard dit, het die effek dat dit in ons siele werk en in ons liggame werk. So, as ons ontvang wat Jesus bewerk het, kom ons vat siekte, genesing. Aan die kruis het Jesus siekte geword. Hy het ons siekte in hom ingeneem, geword, vir ons, sodat ons op mekaar die hande kan lê, sodat ons vir mekaar kan bid, sodat ons gesond kan wees. Ons wil hê dat hierdie wat Jesus gedoen het, in ons fisiese liggame, ons siele en in ons liggame, na 'n werklikheid kan kom. Jy sien, iemand sê, maar geestelike goed is pie in the sky. Dit beteken niks. Dis hier wat dit tel, hier. Nou, dit is nie pie in the sky nie. Dit is nie net in die hemel nie. Dit is dat hierdie hemelse werk, hierdie werk wat Jesus gedoen het vir ons, steek aan die plate kan word. Hier voor ons 'n werklikheid kan word, in ons eie lewe, kan daardie geestelike seëninge deurwerk en dit kan fisies gesien word. En dit is wat God wil hê. God wil hê dat sy werk deur ons fisiese liggame, deur ons siele, deur ons tonge sal manifesteer op hierdie aarde. Gaan dan heen, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Want die evangelie maak eerstens jou gees gesond, dan werk hierdie genesing deur jou, deurdat jy kennis opdoen, en die kennis wat jy opdoen, aanvaar jy. Nou kyk nou mooi, hy sê in vers 4, hy sê waardeur, deur wat? Deur die kennis van hom, wat ons nou opdoen, deur dit, en deur dit te aanvaar, hy sê waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van God se natuur, van die goddelike natuur. U sien, dis die kennisprobleem. Hoe sal ons glo as iemand dit nie verkondig nie? Hoe sal ons verstaan as iemand nie leer nie? Die oomblik as ons hoor en glo, ons glo dit, dit is die werk van God. In Johannes 6 sê dit, dat ons dit glo. Dit is die werk van God, dat ons glo. Hulle sê, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus sê, dit is die werk van God, dat julle glo. As ek nie glo in dit wat Jesus gedoen het, in hierdie geestelike seëninge, wat ek nou met u deel, dan begin ons dit met ons mond te bely. Ons het nie meer 'n kennisprobleem oor dit nie. Ons aanvaar dit. Nou word ons 'n deelgenoot van God se natuur. Dis duidelik. Efesiërs 2 Petrus 1 van vers 2 tot vers 4. Jy sien, as jy dit lees, dan sien jy moet kennis opdoen. Van wat? Nou, sien jy byvoorbeeld in jou eie lewe, jy het 'n tekort aan, hoor net hier, vers 5. En juist daarom moet julle beywer, om met aanwending van alle ywer by julle geloof te voeg die deeg, en by die deeg die
kennis. En by die kennis die selfbeheersing. En by die selfbeheersing die lydsaamheid. En by die lydsaamheid die godsvrug. Nou, teen hierdie stadium, as jy hierdie woorde lees, dan dink jy, ja, ek het 'n tekort daaraan, ek het 'n tekort daaraan. Maar nou, sê Efesiërs 1, jy is geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Jesus Christus. Maar jy sien, daardie seëninge nie deur jou funksioneer in selfbeheersing nie. Jy sien, ek het 'n behoefte aan meer selfbeheersing, aan meer kennis. Hy sê, en by die godsvrug moet jy voeg die broederliefde. Jy sien, ek het 'n tekort aan broederliefde miskien. En by die broederliefde die naaste liefde. Nou voel jy, ja, maar ek is eintlik maar, ek het 'n behoefte aan dit, behoefte aan dit, behoefte aan dit. Nou sê hy hierso, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Nou dis 'n mondvol. Maar ek en u wil meer effek in die wêreld hê. Nou sê hy, hierdie goed moet toeneem. Maar nou sê hy, die rede hoekom dit nie toeneem nie, is dit. Luister nou mooi, vers 9. By wie hierdie dinge nie aanwesig is nie. Hy is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. So, as u min van hierdie vrug sien, selfbeheersing, broederliefde, naaste liefde, sê hy nou, het u iets vergeet. Dis omdat u iets vergeet het. Hy die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Jesus kom en hy sê, gaan en verkondig bekering en vergifnis van sondes. En nou wil ek vir u sê, dat daar is 'n skuldbrief teen u, wat aan die kruis vasgenaal is. Dit is wat God gedoen het, deur Jesus Christus. Daardie skuldbrief teen u, is aan die kruis vasgenaal. Kom ek wys u, nou hierdie geestelike seëninge, en die oomblik as u hierdie geestelike seëninge aanvaar, sê, dit is hierdie waarheid, ek wil in hierdie realiteit wandel, ek sal nie meer sê, my sonde het 'n skeidsmuur gevorm tussen my en God. Ek kan nie by God uitkom nie, want daar's 'n skeidsmuur. Hoekom sal u dit nie sê nie? Want u onthou u reiniging van u sondes. U onthou dat jy het jou lewe vir Jesus Christus gegee. Daarom sal jy aan jou sondes en jou oortredinge nooit meer dink nie. Kom ek wys vir u hierdie offer, wat hierdie offer van Jesus gedoen het, in Hebreërs hoofstuk 10. Nou Hebreërs 10 vertel hy vir ons, dat ons deur hierdie offer van Jesus gereinig is. Ek wil sommer begin by vers 10 van Hebreërs 10. Deur God se wil, deur hierdie wil, is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. U kan saam met my sê, deur sy wil is ek geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. U is gereinig. Dit wat uit God gebore is, kan nie sondig nie. U is uit God gebore, God is gees. U is 'n nuwe skepping in Jesus Christus. U sien, hierdie is geestelike waarhede. Ons is geseën met alle geestelike seëninge in die hemele, in Jesus Christus. Nou, dis ons belydenis, ons vergeet dit nie. Moenie dit vergeet nie. Want die oomblik as jy dit vergeet, begin jy sien, jy skiet tekort aan naaste liefde. Jy skiet tekort aan broederliefde. Jy skiet net heeltemal tekort in die uitlewing van dit wat Jesus gedoen het. Ai, my liewe kyker, hierdie is so belangrik. Vers
14. Want deur een offer, het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Jy sien in Hebreërs 6 sê hy, ons moet voortgaan na die volmaaktheid. Wonder of ek dit gou kan kry. Hy sê, ons moet nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. Wat is hierdie volmaaktheid wat hy vir die Jode sê in die Hebreërbrief? Wat is die volmaaktheid waarna hulle toe moet gaan? Na hierdie volmaaktheid geheilig deur die offer van Jesus Christus net eenmaal. Nou ek en u, kyk nou, Hebreërs 10, vers 1, vertel hy van die wet en die offerandes wat die mense nie tot volmaaktheid kon lei nie. Die bloed van bokke en stiere, sê hy in vers 3, is daar 'n herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke, vers 4, kan onmoontlik die sondes wegneem. Maar ek en u het nie die bloed van bokke en stiere nie, daarom sê ons, my sondes is weg. Hebreërs 10 sê hy, vers 17, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Wat 'n wonderlikheid. God sê, hierdie offer wat jy aanvaar het, maak dat jy absoluut rein voor God staan. En God sal aan jou sondes en jou ongeregtighede nooit meer dink nie. Daar gaan nie 'n dag wees wat hy dit weer voor jou ophaal nie. Dit gaan nie gebeur nie. Moenie dit glo nie. Glo wat God se bloed deur Jesus Christus sê. Ek sal aan jou sondes en jou ongeregtighede nooit meer dink nie. Nou Hebreërs 10, vers 1, vertel dit vir ons. Hy sê, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers, wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Daardie offers kon die mense wat die offer gebring het, nie tot volmaaktheid lei nie. Maar nou sê hy die offer van Jesus Christus lei my en jou na die volmaaktheid. Na die volmaaktheid, my liewe kyker. Hebreërs 10 van vers 1 tot 18, as jy dit lees, asseblief, lees dit dat ons gereinig is, eenmaal. In Hebreërs 9 vers 26, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het Jesus eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer mee weg te doen. Weg. Prys die Here. Ek haas my Kolossense, dat ek vir u wys, hier in Kolossense. Hierdie wil ek graag vir u wys, Kolossense 1, van vers 21 af. U sien, nou vestig u oë, u is besig om u oë te vestig op die geestelike seëninge, en wat sal gebeur? U sal sien, daar's meer selfbeheersing, u sal sien, daar's meer getrouheid, daar's meer vriendelikheid ensovoorts. Ek lees vir u, want dit is die vrug van genade en vrede wat vir u vermeerder, dan vermeerder die vrug ook. En genade en vrede vermeerder deur die kennis van wat God gedoen het deur sy Seun Jesus Christus. Hy het ons geplaas in die koninkryk van die Seun van sy liefde. Nou, vers 21 Kolossense 1. Ook julle wat vroeër vervreemd was, nou nie meer nie, en vyandig gesind was deur die bose werke, maar nou nie meer nie, het hy nou versoen, u is versoen, in die liggaam van sy vlees, deur sy offer, deur die dood, sy dood, het hy jou dood gesterf, om jou heilig, hoor net hier, om jou heilig, en sonder gebrek, en onberispelik voor hom te stel. Kan u saam met my sê, ek is heilig voor God gestel, deur Jesus Christus. Ek is sonder gebrek voor God in Jesus Christus. Ek is blaamloos voor God in Jesus Christus. Dankie Vader vir dit,
in Jesus naam. My liewe kyker, as hierdie waarhede vir jou werklikheid word, dan is u nie kortsigtig nie. Dan sal u sien, die vrug van die Gees word al meer in die lewe. Dit is 'n gevolg van die aanvaarding van die volkome werk wat Jesus gedoen het. Seën vir u. U moet mooi loop, mooi jaar vir u. Vader, dankie dat my kyker, hierdie kykers, 'n mooi jaar het in die ontdekking van die geestelike seëninge in Jesus Christus. Amen. Mooi loop julle.